Ja, julle, en dan gaan ons vanoggend een van die teksgedeeltes wat ons maar gaan kyk, is Efesiërs 3 vers 19. En dit sê so in Afrikaans, mag julle sy liefde ken. Mag julle sy liefde ken. 'n Liefde wat ons verstand te bowe gaan. 'n Liefde wat ons kan dit nie verduidelik. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. In die Engels staan daar, may you experience the love of God. May you experience. En dit is ons wens by Uitgenek, dat mense as hulle kom, dat hulle liefde sal experience, liefde sal ervaar. So maar hier by die instap, ry by die hek, maar veral God se liefde. Dat jy regtig sy liefde sal ervaar. En dit is my gebed vir vanoggend, dat jy en ek, as ons wegry, dat ons net so iets sagter in ons hart sal weg. En dat die ding wat het sal doen, dat het sy liefde sal wees. Mag jy het experience, mag jy het doen. Ons maak het oor toe. En dan haal jy lekker diep asem, laat stadig uit. En vraag die Here om vir jou verwagting te gee, verwagting in jou hart. Verwagting dat jy sy liefde sal ervaar. Dankie dat ons weet, en het is verstand, omdat ons het lees, en het is hoor, dat ons altyd in die teenwoordigheid leef. Dat daar nie 'n plek is, of nie 'n ruimte is waar ons kan wees, waar U nie reeds is. So dit weet ons en dit is verstaan. Ek bid, dat U vandag, in hierdie oomblik, dat ons dit sal beleef. Dat die hier by die tent is, en dat die oral is waar ons gaan. En hierdie reeks wat vandag begin, dat gaan oor leef in die teenwoordigheid, om gevul te word met U. Om te leef binne 'n plek van liefde, waar die liefde heers. Help ons dat dit nie net hierdie sal wees, die volgende paar dae en week, dat ons lewe sal aan, en dat ons wat ons sal hoor van U, dat dit ons manier van leef sal. Here, ons is so op 'n manier gevange in ons denke oor hierdie ding van godsdienst en van verhouding met U en dit wat ons moet doen, dit wat ons moet wees. En ons is amper so half greinspoor met 'n leuen. Net U kan ons vry, dit wat ek verwag, dat het vandag sal begin gebeur. As ek ook hier, In Philippians 4, vers 6-7 staan daar, don't fret or worry, instead of worry, pray. Let petitions and praises shape who worries into prayers. Letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. As jy vandag voel dat jy kan nie daar dit jou te doen en dis is in die plek, weet dat die woord wat ek vir wat in die woord staan, is om te aanbid. Die prayer en aanbidding, sal jy sal dan vir Jesus raak sien. Ek het die ongelooflike quote gehoor, worship is when your focus shifts from the problem to the problem solving. Ek gaan vandag vir julle 'n lied sing wat sê, even when it hurts, it is actually a praise. Maak nie so wat gebeur nie, maak nie so in wat situasie sit nie. Jy moet ander van julle loof en aanvervang.
Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing you praise. How long will sing your praise? Take this mountain winds, take these ocean tears, hold me through the trial, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. How long sing your praise? How long sing your even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fire is warm, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing you praise. How long sing Daar's 'n woord wat baie gelowiges nooit sê. Die woord is leë gevoel. Min gelowiges sal eerlik genoeg wees om te sê ek het vir groot dele van my lewe het ek net so leë gevoel binne. Ek voel so distant van God. Woorde wat gebruik word, gebeur dit in die plafon. En jy weet allerlei woorde wat is gebruik omdat ons ver van God af voel. 'n Leë gevoel. En wat is dan probeer doen ons
So as iemand vir my sou sê, en honderde mense het dit al vir my gesê, en ek self het dit al baie in my lewe gesê. Wat dink jy moet gebeur, dat hierdie leë gevoel verdwyn? Wat dink jy moet gebeur? Wat sê? Ek gaan goed doen. Ek moet waarskynlik meer bid, ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer Bybel lees, ek moet meer vas, ek moet iets doen. Die slegte is, maar dis ook die goeie. Dit is 'n resep van mens. Dit kan nie hou. Jy kan harder probeer bid, en jy het dit waarskynlik al gedoen. As jy hierdie leë gevoel identifiseer, jy het meer Bybel gelees, jy het meer wat ook al gedoen, kerk toe gaan, en vir 'n rukkie, dan voel jy vol. Maar dit is nie volhoubaar. Die doende kan dit nie vir jou doen. Jy sien, iewers het ons ingekoop in 'n subtiele leuen. Ek noem die woord subtiel, want dit klink mos nou reg. Gaan net meer kerk toe, lees net meer Bybel, bid net meer, vas net meer. Dit klink soos die waarheid. Doen die goed meer en jy gaan voller word. Jy gaan die volheid van Christus ervaar. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Dit is nie die waarheid. Om meer te doen, gaan nie die leege, dit kan tydelik, maar dit gaan dit nie wegvat, volhoubaar wegvat. Dit het niks te doen met doen. Ons kan die volgende 3 weke hopelik vir jou en vir my gaan ons finaal vrykom van hierdie doende, hierdie subtiele leuen. Hoe gaan dit gebeur? Wel, al wat ons gaan doen, ons gaan kyk wat het Jesus hieroor gesê. Nie wat sê dominees, of wat sê wie ook al. Wat sê Jesus oor 'n leë gevoel, met waar hy praat nie eintlik van leeg, hy praat van volheid. Dis wat hy praat. Dat jy vry sal kom. Die 3 temas is hierdie ding van vol wees. Vol asseblief. Dit is nie wat jy dink dit is nie. Dit is eenvoudiger volgende week as wat jy dink, en dit is soveel meer as wat jy dink. Maar God is vry. Die woord self is vry. Wat doen leegheid aan ons? Behalwe vir die feit dat dit jou verwyderd laat voel van God. Dat dit jou ver laat voel van God, die leeg. Doen dit nog 'n klomp ander. Dit maak dat jy angstig is. As jy 'n leë gevoel binne het jy iets van 'n angstigheid in jou. Jy's half verward. Jy kan nie lekker goeie besluite maak. Jy's baie makliker geïrriteerd. Dis 'n siniese mens. Wie van gelowige mense is sinies? Christene. Hulle is sinies. Jy weet ek leer. Maar buite af lyk dit nie so. Onseker. En natuurlik hierdie gevoel van die afwesigheid van God. Dis die ander ding. Bevrydende ding. As jy hierdie leë gevoel in jou het, as jy op 'n manier skaam daaroor om dit te erken, maar weet jy wat? Baie mense voel so. Jy is nie alleen. Jy's glad nie alleen. Jy kyk rondom jou en dan kyk jy na ander mense, jy kyk na dominee. En dan lyk dit vir jou asof hy so vol is. Sy geestelik so vervuld is. Hy voel skuldig, hy voel minderwaardig. Ek dink dit is net jy. Dit is nie net jy. Dit is nie net jy. As ons almal eerlik is, dan het ons voel ons partye lewe net hierdie leeg. En hopelik na vandag, veral oor 2 weke van nou af, sal jy daai gevoel al minder en minder in jou lewe ervaar en leef. Hoekom? Omdat jy die waarhede
dat Jesus ons geleer het daar, gaan begin glo, en het gaan begin leef en praktiseer. En hier is die laaste ander ding oor hierdie lewe. Dink jy regtig dat dit God se wil vir jou en my lewe, dat ons net hierdie lewe voel, hierdie emptiness. Dit is ons nie sy wil. En daarom moet hy daar gepraat. Hy begeerde dat ek en jy geestelik vervuld sal lewe. En omdat ons geestelik vervuld lewe, dat ons lewe ook vol sal wees en ryk sal wees. Nou, gaan kyk ons na Efesiërs. Daar is wat is dit, Efesiërs 3 vers 19. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Ons kan dit nie begryp, ons kan nie verstaan hoe dit werk nie, maar mag julle sy liefde ken. En mag julle heeltemal vervul word, nie bietjie nie, halfpad, nie heeltemal vervul word met die volheid van God. Die Engels gaan ek gebruik, ek meer die direkte vertaling wat ek gebruik. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully. May you experience the love of Christ. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So wat staan daar? May you experience, hy sê nie, doen hierdie goed, ons gaan meer kerk, ons gaan lees meer by, ons gaan vas meer, ons gaan doen hierdie goed nie, dan sal jy volheid ervaar, dis nie wat daar staan nie. Wanneer gebeur het? Wanneer jy liefde ervaar, 'n liefde wat jou asem wegslaan. Ek wens, ek kon sommer net 'n voorbeeld wat ek hierdie week van gehoor het, vir iemand wat vanmôre in die kerk sit. Wat so ervaring hierdie week gehad het, sy lewe is nooit weer dieselfde wees. My liefde ervaar. Nie die doen, die liefde wat jy ervaar. Wat staan in die teksvers? Wanneer gaan jy die volheid, wanneer gaan jou lewe kompleet raak, heel raak? Wanneer gaan jy die krag ervaar, die fullness van die lewe, die volheid van die lewe? Nie deur harder te bid nie, nie deur meer Bybel te lees, nie meer te vas, maar kerk te gaan. Wanneer? Wanneer jy die liefde van Jesus ervaar, beleef. Wat is die probleem met hierdie subtiele lewe? Hierdie ding wat reg klink, van doen net meer, doen net meer, doen net. Want dit is nie wat Jesus gesê het, hoe 'n verhouding met hom werk. En, daar's 'n praktiese, hoe kan ek dit sê, 'n praktiese proses wat homself afspeel, wanneer ons in die teenwoordigheid van God wil lewe, en wanneer ons sy volheid wil ervaar, is daar 'n proses wat dit afspeel, 'n destruktiewe proses, wanneer jy probeer doen. En die prentjie wat ek nou gewys, van die mense so het nou al 3 keer gesien het vir die afgelope 5 jaar. Hoe werk hierdie proses? Ja, ek het my klaar gesê. Hoe werk hierdie proses? Wat jou elke slag, jy gaan nou meer kerk toe, nee, nou kom daar 'n geestelike volheid. Jy begin meer Bybel lees, daar kom 'n volheid, jy vas, dit kom, maar dit verdwyn nie. As jy jou kom kry, dan as jy weer leef op en wat is die proses wat jou insuig, jou aftrek? Daar is dit. Jy sien, dit gaan oor performance. Ek moet meer Bybel lees. Ek moet perform. Ek moet meer bid. Ek moet perform. Ek moet vas. Ek moet perform. Want hoe lei dit? Nou maak ons rituele. Omdat ek moet perform om, ekskuus vir mense as ek die Engelse woord wat ek so gebruik, ek kom van 'n Makland af. As ek Afrikaans die hele tyd kom praat, sou ek dit regtig gedoen het, maar soms is hierdie Engelse woorde, veral as die prentjies jy hom so kry, dan sal dit nou nie werk dat ek nou Afrikaans gebruik. So nou gaan skep ons vir onsself rituele, soos kerk van, soos Bybel lees, soos vas, soos bid en die goed. Dit is 'n rituele wat ons skep, want ons wil
moet God connect. So, ons het 'n checklist. Het ek vanoggend Bybel gelees? Want jy sien ek moet iets doen om vol te raak. Dus maak 'n checklist. En iewers gaan jy 'n failure hê. Iewers gaan jy om een of ander rede nie die oggend Bybel lees nie. Of jy gaan nie kerk toe gaan nie. Wat dink jy? Soos iets verkeerd gaan gebeur. Ek is nog nie meer 'n goeie kind van die Here nie. Ek vas nie so baie soos daai. Wat gebeur? Jy voel soos 'n failure. Nou, voel jy skuldig. Ek het dit nie gedoen. Wat is die volgende? Nou, onttrek jy van God. Dis wat gebeur, jy onttrek van God. Dis nou vir jou half, omdat jy skuldig voel, né? Soos 'n mislukking voel, is dit nou vir jou baie moeilik om nou weer dit goed te doen. En waar laat dit jou? 'n absolute gevoel van leeg. Wat 'n hartseer proses. Wat 'n hartseer proses. Dit is die ding wat ons vir eeuwig geleer is om te doen. En dit is 'n subtiele leer. Wat is die waarheid? Wat het Jesus gesê? Hier. Vol lewe te lei. Geestelik. Om connected te wees met jou maat. Wat het hy gesê? Kom na my toe. Volg my. Bly. Niks van doen. Kom na my toe. Volg my. Bly my. As liefde. Jy hoor dit in daai woord. As liefde. Dit is iets van 'n verhouding. Niks te doen met doen. Matteus 11:28, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hier, wat is die konteks van daai teksgedeelte? Presies waar ons nou praat. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het hierdie ding gehad van al die wette wat gedoen moes word en wat nie gedoen moet word nie. Sê die swaar las wat op die mense gelei het. Niemand kon dit byhou nie. Die wette was te veel. Het swaar gekry. En sê Jesus, kom na my. Ek sal vir jou rus gee. My juk is sag, my las is lig. Niks van doen nie. Kom, wees by my. Johannes 8:12. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nie in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê. Wat? Lewe gee, volheid gee. Volg my net. Volg my. Johannes 5:4. Bly in my. Kom na my toe. Volg my. Bly in my. 'n doen gebaseerde geloof. 'n geloof van goeders doen. Dis is hierdie wat nie daai masjien nou die ouens so in die gym op trap so gestrikte masjien daar. Dis nou treadmill, wat jy op die kant. Dis is daai ding. Of soos jy 'n rot wat op 'n wielietjie hardloop. Iewers raak jy moeg. Iewers raak jy uitgeput. Dis wat 'n doen gebaseerde geloof doen. Jy bly hardloop en jy bly moeg. Maar kom julle na my. Volg my en bly in my. Volg word gebeur wanneer jy na Jesus toe kom, wanneer jy hom volg en in hom bly. Dis 'n uitnodiging. Daar's nie 'n geforseerdheid. Daar's nie 'n kunsmatigheid van. Jy weet, ek doen nou hierdie goedjies. Ek merk af die checklist. Niks van. As liefde in die woord. As 'n verhouding. So. Volgende 3 weke gaan ons elke week met iets stop, ophou. En ons gaan met iets begin. Elke week. Week 1 vandag. Waarmee gaan ons stop? Stop
soos 'n mislukking te voel. Want daai proses dan, ek weet nou verwys, daai performance proses, hy voel jou soos 'n mislukking, geestelike mislukking. Hou op dan. Hou op om soos 'n mislukking te voel. Mislukking lei na skuldgevoelens, en skuldgevoelens lei na onttrekking, bedrog en uiteindelik leegheid. Hou op om skuldig of soos 'n mislukking te voel. Natuurlik is dit waar. In 'n sekere sin het ons almal 'n redder nodig. Maar daai redder het ook vir jou en my mislukking aan 'n kruis gaan. Dis waar jy moet dit weet en jy moet dit glo. So lief het hy jou gehad. En as jy tot vandag nog nie daai commitment, daai draai na hom toe gemaak het, doen dit vandag. Doen dit vandag. En ons wat dit al lang terug gedoen het, jare terug, besluit het om te volg. Smeek. Naam van Jesus Christus. Dat jy so graag wil hê dat jy vol lewe sal hê. Sleep dit. Hou op. Ons is 'n mislukking. Stop om soos 'n mislukking te voel. Jy is dit. Weet dat God vir jou lief is. En dat hy met jou verhouding wil. Dat hy in jou teenwoordigheid beleef. Onnaam. Volg. En bly. Hou op om rondom jou te kyk. En jouself met ander mense te vergelyk. Dit het niks met jou te doen. Hierdie ding gaan vir jou en hom. Nie wat 'n ander wil doen of nie. Hou op om jou te vergelyk. En wees. Hou op stop om te doen. En dan wees jy. Wees in. Wees by. Om vervul te leef. Om Jesus se liefde te ervaar, te steun, om die fullness of life, die power te leef. Leef jy in die teenwoordigheid van God. So die tweede ding is, wat ons gaan doen, is ons gaan begin. Ons sê stop, hou op ons soos mislukking te voel. En die tweede is, ons gaan begin met iets. Waarmee gaan ons begin? Begin sien vir God as jou vriend. Bybel word dan weer geen terecht praat. Abraham, wat genoemd vriend van God. Jesus, ons rolmodel, Johannes 15, sê hy, en nou noem ek julle nie meer langer slawe nie, maar my vriende, sê Jesus, hou op om oor God te dink, as hierdie kwaai figuur, as die een wat jou gaan straf, as jy nie jou Bybel lees, as die een wat jou iets wat slegs sal het oorkom, wanneer jy nie kerk toe gaan, wat nie eindelijk van jou hou, omdat jy nie hou van vas, hou op ons oor en te dink. Beskou hom as jou vriend. Hy self het dit gesê. As jy in die teenwoordigheid van 'n vriend is, eenmaal, ek het nog nie 'n vriend nie. Maar as ek wil een van my vriende, wat is so moet belle, ons is nou gemakkeliker. Hy kom raak in die huis. Gaan ek nou opgestres raak en dink, dis nou moet ek perform, ek moet 'n dik kos maak, ek moet hom kos gee, ek moet hom wyn gee, ek moet hom weet. Nee! Dis nie vriend. Dit is gemakkelijk, as niks geforceerd nie, as niks van moet en moenie, en doen jou hier en doen jou daai nie. Ek gaan niks uit pligtig nie. Ek doen dit omdat het lekker is, omdat ek wil. Ek doen nie goed, sodat hy
meneer van my sal hou nie. Ek doen dit omdat ons wees van mekaar. So, ons lees ons Bybel, nie sodat ons nie gestraf sal word nie. Ons lees ons Bybel omdat iemand ons lief is. Wat is daarvan lees in die Bybel? Ons bid nie sodat ons wenslysies almal gevul sal word nie. Ons bid omdat ons lees verhouding het. Wat in my vriend is, kan ek met hom praat. So ek lees nie meer in die oggend, sodat ek nie stillige gevoel sal hê, want ek gaan nou weer lamppaal op my val nie. Ja, dit is geforseer. Ek bid, en ek praat met hom. En ek bid ook nie, nou in die oggend of in die aand nie, sodat seker goed gebeur. Dit is onmoesloos. Geself. Weet hom. Hoe die dag, praat. Nie voor middaggebede, sodat, nie sodat, omdat, daar is die verhouding is. Daarom gaan ek kerk toe. Nie sodat, wat ook al, ek het my liewe rok gaan dra. Ek kan ook nie meer lees op die lip. Aan ander rede. Ek gaan omdat. Ek is van sy liefde experience daar. En omdat het my al gekoop is. En daarom is hierdie goed nie meer doen goed is. Maar alles is wees. Wees in die teenwoordigheid van die kind wat my lief. Jou lewe gaan verander. Jou hele lewe gaan verander. Dan moet jy stop met hierdie doen geloof. En die dag wanneer jy God rigting as jy vriend begin sien. Jy moet hom begin praat. Soos 'n vriend. Jou hele lewe gaan verander. Ek sluit af. Hierdie ouers paar kwyt, dat ons amper half die boodskap opstel. Connecting with God. En as ek sê, dan jy connect met hom, dan word jy vervul. Connecting with God is not about a ritual. It's about a relationship. It's not about performance. It's about presence. Presence. It's not about a show. It's about show up. Waarom? Hy is reeds daar. It's not half-play. It's about one. It's not about guilt. It's about grace. It's not about form. It's about friendship. So, dit was vandag. 'n Vol lewe. Dis nie wat jy dink. Volgende week. Dis 'n vol lewe wat jy dink. Wat ons volgende week gaan doen. Ons gaan kyk na praktiese, vas maniere om met God te connect, sodat ons vervul sal lewe en dan die laaste lewe. Dit is soveel meer. Die vol lewe is soveel meer as wat jy dink. Dit is die woord. Vandaag. Dit is Jesus se woord vir jou en my. Gaan lees dit. Leef vry, Vader, verliefd. Amen. Dalk die seën vanoggend so gaan. Here wil regtig vir jou seën. Met die bewustheid, die wete, dat hy regtig vir ons is. Jy moet dit glo. Hy wil jou seën. Hy wil jou seën dat jy sal weet dat jy vir hom kosbaar is. Dat jy spesiaal is. Dat hy vir jou kom sterf. Jy moet dit glo. En dis die wonderlike ding. As jy dit glo en so leef, dan sal jy sy seën ervaar. En vrede, en oor, 'n vol en 'n ryk lewe.
Amen.